Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Gaan jy vandag deur 'n geweldige moeilike tyd? Of het jy baie seer? Jou hart is in 1000 stukke en jy weet nie wat om te doen nie. Het jy antwoorde nodig vandag? Want jy weet nie waar gaan jou voorsiening vandaan kom nie en jy wil nie met iemand daaroor praat nie, want hulle gaan nie verstaan nie. Wel, Yeshua het medelee met jou situasie. En as gevolg van die prys wat Yeshua betaal het, kan jy die genade troon van Abba Vader nader, sodat jy barmhartigheid kan verkry en genade kan vind op die regte tyd gehelp te word. Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ja, Yeshua is die weg, Yeshua is die middelaar, Yeshua is die brug om Abba Vader se genade troon te nader. Yeshua het 'n brug gebou deur die prys wat hy betaal het, sodat ons Vader kan nader, barmhartigheid kan verkry en op die regte tyd gehelp kan word. Ek wil graag met julle die volgende ware storie deel. Na Wêreldoorlog 1 het Amerika geld gedoneer vir die weeskinders in Europa. En op 'n dag het 'n maar kleinerige man, wat nie baie geëet het nie, sy klein dogtertjie gebring na een van hierdie weeshuise toe. Hy het sy hele familie, sy ander 2 kinders en sy vrou verloor in die oorlog, en hy het net hierdie dogtertjie oorgehad. Hy het by die weeshuis ingeloop en gesê, ek wil graag hê, julle moet vir my dogtertjie sorg asseblief. Die vrou by die ontvangs van die weeshuis vra toe vir die man, meneer, is jy die biologiese pa van hierdie dogtertjie? En hy antwoord dadelik, ja, ek is. Die vrou by die ontvang sê toe, meneer, ek is jammer, maar ons reëls by hierdie weeshuis is, dat ons net kinders mag invat, wat nie meer enige ouers het nie. Ons mag ongelukkig nie kinders invat, wat nog 'n pa of 'n ma het nie, na die oorlog. Die man sê toe, maar mevrou, ek was tydens die oorlog, het ek my vrou verloor, my ander 2 kinders. Ek was in gevangenis gegooi tydens die oorlog, en ek is nou te oud, en ek het na hierdie oorlog nie werk om na my dogtertjie om te sien nie. Ek het geen heenkome nie, en ek het nie 'n dak om oor haar kop te sit nie. My dogtertjie sal doodgaan as sy by my bly, en julle haar nie kan vat nie. Mevrou, ek is baie lief vir my dogtertjie, maar ek het nie vir haar 'n dak om onder te slaap of kos om vir haar op die tafel te sit nie. Julle moet asseblief na my help. Julle moet my asseblief help in hierdie geweldige moeilike situasie. Die vrou by die ontvangs was baie hartseer vir die man en het vir hom gesê, meneer, ons hande is ongelukkig afgekap en daar's regtig niks wat ons kan doen nie. Die weeshuis is vol kinders wat glad nie eers 'n pa of 'n ma het nie. Toe sê die man, so mevrou, wat jy vir my sê is, as ek dood was, sou julle na my dogtertjie gekyk het en sy sou kon leef en sy sou 'n huis hê en kos gehad het. Die vrou by die ontvang sê toe vir hom, meneer, as jy dit so sien, ons is baie jammer. En die pa tel toe stadig sy dogtertjie op en gee haar 'n stywe druk en soen haar op haar voorkop, soos wat die trane loop, en hy vat toe sy dogtertjie se handjie en sit dit in die vrou by die ontvang se hand en sê toe vir die vrou, ek sal dit dan so reël, en loop uit, net vir die vrou by die ontvangs om 2 ure later te hoor, die man het homself toe opgehang, sodat sy dogtertjie kan leef. So hoekom hierdie storie? Hier is die rede. Yeshua het vir Abba Vader gesê, Vader, beteken dit as ek gespoeg, as ek geslaan, as ek rondgesleep word en ek gekruisig word in Jerusalem, gaan u kind, u seun, u dogter leef, 'n ewige lewe en 'n huis hê om saam met u te wees? En Abba Vader het gesê, ja, my seun. Yeshua vat toe my hand en sit dit in Papa God se hand en jou hand, en hy sit dit in Papa God se hand en loop toe die hemel, en loop toe uit die hemel, gaan hang aan 'n houtkruis en betaal so vir my en jou sondes. Yeshua het 'n brug gebou vir ons om 'n verhouding te hê met Abba Vader. Yeshua het vir ons gesterf. Yeshua is die brug, Yeshua is die middelaar, Yeshua is die weg, en as gevolg daarvan kan jy die genade troon van Abba Vader nader, sodat jy barmhartigheid kan verkry
kry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 4 vers 15 tot 16. As gevolg van die prys wat Yeshua betaal het deur te sterwe, kan ons Abba Vader nader. Ons kan sy teenwoordigheid ingaan. Dis Abba Vader se teenwoordigheid wat die juk breek. En Jesaja 53 vers 5 sê, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy kan vandag Papa God nader. Dis jou antwoord. Papa God, dis my gebed vandag dat U my boetie, ek wil vandag my boetie en sussie se hand in U hand kom sit. Dankie Koning Yeshua vir die prys wat U betaal het. Dankie vir U wonde. Dankie vir die prys wat U betaal het en deur U wonde is daar nou volle genesing. In Yeshua Messias se naam, die seun van Jotevawei. Amen. Shalom.